Tannie Annelien, Sjaal en Ilonka se mamma hou voor die hek stil net toe Sjaal met sy fiets om die hoek van die huis kom. Sjaal is al 9 jaar oud en maak die hek vir mamma oop. Hy sit sy fiets in die oprit neer en kom groet haar eers. Mamma is vroeg vandag. Tannie Annelien maak die deur oop en gee vir Sjaal van die pakkies om te dra. Die hoof van ons afdeling verjaar môre en die ander dames het gevra dat ek 'n paar eetgoedjies moet maak. Betaal hulle darm vir mamma? Wil Sjaal weet, terwyl hulle na die voordeur toe stap. Hy sluit die voordeur oop en laat mamma eerste instap. Dankie my kind. Mamma sit die inkopiesakke op die kombuistafel neer. Waar is Ilonka? Sjaal kyk na sy mamma asof sy 'n grap maak. Mamma het dan gisteraand vir tannie Ivan geskakel om te hoor of Ilonka saam met Anja van die kleuterskool af kan gaan en dan sou mamma haar na werk gaan kry het. Mamma sak op die stoel neer. Natuurlik, ek het skoon vergeet. Kom, dan ry jy saam met my, dan gaan haal ons haar. Sjaal kom staan voor mamma. Mag ek asseblief so rukkie by Bernard gaan speel? Ek sal voor donker terug wees. Mamma dink so rukkie. Dit sal seker reg wees, maar waar is Hanu? Nou lag Sjaal lekker. Mamma is lekker die mekaar. Hy speel ons vanmiddag skaak. Mamma vryf oor sy swart hare. Jammer my kind, ek is so moeg dat ek nie lekker kan onthou nie. Gaan speel dan so rukkie by Bernard, dan gaan haal ek vir Ilonka. Sjaal glimlag breed, kry sy fiets in die oprit waar hy dit gelaat het. Ek maak vir mamma die hek oop en toe, sodat mamma nie hoef uit te klim nie. Dankie my kind, ag, jy's darem maar 'n oulike en bedagsame kind. Mamma klim in die motor en ry by die hek uit. Sjaal maak die hek toe en ry met sy fiets in die straat af. 'n Rukkie nadat mamma en Ilonka teruggekom het, gaan die deur oop en 'n opgewonde Hanu kom binne. Hanu is Sjaal en Ilonka se ouboet en al 12 jaar oud. Ek het gewen, mamma. Nou kan ek vir die provinsiale klere kwalifiseer. Mamma sit haar arm om sy skouers. Baie geluk my kind, jy het hard gewerk aan jou skaak. Ek en pappa is so trots op jou, jy's 'n ware voorbeeld vir Sjaal en Ilonka. Ilonka gryp haar boetie om sy lyf. Geluk Hanu, jy's baie slim. Dankie, sê Hanu skaam. Waar is Sjaal? Ek sal graag vir hom ook wil vertel. Mamma haal borde uit die kombuiskas. Hy het by Bernard gaan speel en het beloof om voor donker by die huis te wees. Ag, sit asseblief vir ons die lig aan. Hanu sit die lig aan. Mamma, maar dis al donker. Het Sjaal by Bernard de Lange gaan speel? Hy klink bekommerd. Mamma hoor dit en kyk na hom. Hoekom vra jy dit, weet jy iets? Hanu skud sy kop. Nee, dis net dat niemand juis met Bernard de Lange wil speel nie. Hy's regtig 'n stout kind. Mamma gaan sit op die stoel. Moenie so sê nie, Hanu. Kyk hoe laat is dit al. Weet jy dalk waar hy bly? Bernard sit sy hand op sy mamma se skouer. Ongelukkig nie, maar Sjaal sal seker nou hier wees. Daar's nou iemand by die hek. Hanu gaan voordeur toe om te gaan kyk. Maar dit is pappa wat hier is. Ilonka hardloop haar pappa tegemoet. Sjaal is nog nie by die huis nie, pappa. Hy's stout en Hanu het sy skaak gewen en gaan nou 'n ander kleer kry. Hanu lag en verduidelik vir pappa van sy klere. Pappa is baie trots en skud sy hand. Geluk seun, jy's vir ons 'n plesier. Mamma kom voordeur toe en pappa het skaars gegroet of sy deel haar bekommernis met hom. Die telefoon lui en Hanu gaan om dit te beantwoord. Dit was Bernard. Hy sê Sjaal se fiets het gebreek en dit was nader aan hulle huis as aan ons en toe Sjaal teruggegaan na hulle huis toe. Hier is die adres. Pappa vat dit by hom. Dankie Hanu. Ry gou saam met my, dan gaan haal ons hom terwyl mamma so lank opskep. Nadat hulle geëet het, vra mamma wat haar pla. Sjaal, Hanu sê Bernard is 'n stout kind. Sjaal kyk eers na Hanu voordat hy antwoord. Bernard is nie meer stout nie, mamma. Hanu lag. Ja, dis wat jy nou sê. Hy's amper elke dag in die hoof se kantoor. Sjaal skud sy kop. Hy was baie lank gelede daar. Hy's regtig nie meer stout nie en ons is beste maats. Pappa klink sommer ook omgekrap. Sjaal, ek wil nie jy moet met ongure kinders speel nie. Ons was nog altyd baie trots op ons kinders en wil nie hê maats met 'n slegte invloed op julle hê nie. Ilonka skud haar swart hare. Ek is nie maats met stout kinders nie. Mamma lag en vryf oor haar hand.
Ons is baie bly, maar as Charles sê Bernard is nie meer stout nie, dan is hy seker nie meer nie. Hanno klink nie gelukkig nie. Bernard kan nie van 'n baie stout kind verander in 'n soet kind, net omdat hy met Charles maats is nie. Mamma sit haar hand op Charles se arm. Ek dink ons moet vir Charles glo as hy dit sê, want mense verander. Selfs Paulus, wat die Christene vervolg en doodgemaak het, het tot bekering gekom en was een van die grootste apostels vir Jesus. Ilonka is baie verbaas. Mamma, het Bernard ook mense vervolg? Nee my kind, ek het Paulus net as 'n voorbeeld gebruik. Papa haal 'n klein Bybeltjie uit sy sak. Ek het hierdie klein Bybeltjie by die kantoor gekry. Ek het rondgevra, maar niemand weet blykbaar hoe dit daar gekom het nie. Mamma vat die Bybeltjie by hom. Dis 'n mooi klein Bybeltjie. Ag, maar nou kan ek vir hulle lees van Paulus. Dis iewers in Handelinge. Hier is dit in hoofstuk 9. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, dit is nou volgelinge van Jesus, manne sowel as vroue, het hy hulle geboeid na Jerusalem gebring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos opgestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Charles, wil Ilonka weet, was daar 'n lig om Bernard? Charles skud sy kop. Nee, kom ons luister net wat mamma vir ons lees. Dan lees mamma verder. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op, en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk hy bid. En Paulus het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom, en hom die hande opgelê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy het opgestaan en is gedoop. Ilonka is weer nuuskierig. Het daar skille van Bernard sy oë afgeval? Toe Charles sy mond oopmaak om vir Ilonka tee te gaan, val mamma hom in die rede. Ek dink ons kan maar so sê, hy het self gesien dat dit verkeerd is om stout te wees. Toe begin Charles vir hulle op sy stil manier vertel. Niemand wou meer met Bernard speel nie, en ek het vir hom gesê, dat ons kan maats wees, maar dan doen ons nie lelike dinge wat ons in die moeilikheid gaan laat beland nie. Papa lyk baie trots. Ag, ons kan net dankie sê vir Jesus vir ons oulike kinders. Ek en mamma bid elke aand dat Jesus julle sal bewaar, waar julle ook al is, want ons kan julle nie oppas nie. Ilonka wip weer na die punt van die stoel toe. Mamma, hoekom het jy gesê jy gaan van Paulus lees en toe lees jy van Saulus? Papa kyk verras na haar. Jy is oplettend, my kind. Die Here het sy naam verander.
As Saulus het hy Jesus se volgelinge vervolg, maar as Paulus was hy een van Jesus se getrouste apostels. Mamma, wil Hanu weet, is dit nie Paulus wat geskryf het van die liefde nie? Nou's mamma weer verras. Jy's reg, en dit is 1 Korintiërs 13, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Dit het 13 versies, en Tannie Stella het dit vir my en vir pappa op ons troudag voorgedra. Pappa, vra Hanu sag, mag ek maar môre die Bybeltjie saamneem om vir Peer te gaan wys? Dis die mooiste Bybeltjie wat ek nog gesien het. Mamma maak die Bybeltjie toe en gee dit vir Hanu aan. Fluit, fluit, hierdie storie of les is uit. Dankie Tannie Rona Peens. Maatjies, kom ons vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybeltjie vir jou 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 13 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Jesus, dankie dat U mense ten goeie verander en dat die oordeel ons nie toekom nie. Amen.